Ons gaan nou na die Bybel toe en kom ons lees uit Matteus, die wonderlike woord van die Here, Matteus 14. Matteus 14 vers 22, is julle by? Wat hier vooraf gebeur het, moet jy maar by die huis gaan lees, die vermeerdering van die brode en so meer, maar vers 22 sê, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid, en toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water na Jesus toe, om na hom toe te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. En hulle het oorgevaar en in die land van Genesaret gekom, en die manne van daardie plek het hom herken, en in daardie streke, die hele omtrek uitgestuur, en almal wat ongesteld was na hom gebring. En hulle het hom gesmeek dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak, en almal wat dit aangeraak het, het gesond geword. Nes die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Nou ja, ons praat vanmôre oor spooke. Daar's baie mense wat, soos in daai tyd ook, in spooke geglo het. Hierdie mense het ook daaraan geglo, dis hoekom ons so geskreeu het van vrees. Hulle het sekerlik geglo, daar is so ding soos 'n spook. Vandag is daar baie mense wat daaraan glo, want hulle word bang gemaak met die goed en so voort. En dis nie waaroor dit gaan vanmôre nie. Ek gaan nie oor spooke praat met u nie. Ek gaan met u praat oor 'n situasie wat ons hier gelees het, waar Jesus sy disippels in die skei indwing. En die subtema eintlik sal wees, wanneer Jesus jou in 'n situasie indwing. Wat gaan jy daar doen? Wat gaan met jou gebeur? Hoe gaan jy optree? Wat gaan die resultate daarvan wees? Dit is wanneer Jesus iets met jou wil doen, dan dwing hy jou iewers waar jy nie wil wees nie, waar hy jou wil hê, waar hy met jou kan werk. En dit gebeur baie met ons. Dinge wat vir ons onverstaanbaar is, gebeur soms met ons. En dan verstaan ons net nie wat gaan aan nie. Maar ons as mens in die normale gang van die lewe, ons wil maar net doen wat ons wil doen, ons wil wees wat ons wil wees en so meer. So, ons doen ons eie ding so met die loop van die lewe. Aan mekaar, doen ons eie ding. Ons wil ons eie lewe beheer. Want ons wil dit geniet. Dit is vir ons 'n lekker lewe, as ons alles het, wat ons kan gebruik om dit te geniet, dan wil ons beheer hê. En dan het ons beheer. Ons wil op die gelykpaaie en op sagte sand in die lewe loop, sodat ons nie gesteer word nie. Ons wil nie ongemak aanvaar of ervaar nie. Ons veg daarteen, ons werk daarteen, ons verwerp dit in 'n sin. Altyd. Ons wil nie ongemak beleef nie. En dis hoekom Jesus ons soms in ongemak dwing, sodat ons kan begin anders dink, en sodat hy sy doel met ons kan bereik. Nou hierdie dinge maak ons kwaad, want ons dink dis die duiwel, ons dink dis ons, of ons het iewers 'n fout gemaak, maar ons sien dat Jesus het die disippels in die skei ingedwing, want hy het 'n plan met hulle gehad, en soms dwing hy ons ook in situasies in waar ons nie gedink het dit gaan werk nie. So die rede is
Ons leef maar in rebellie. Rebellie, opstand, onwilligheid om te doen wat God van ons vra. Onwilligheid, ongehoorsaamheid is rebellie teen God, of ons dit wil glo of nie. Die mense natuur, die sondige natuur dring ons en dwing ons om in opstand te kom teen die goeie wat God voor ons wil hou en aan ons wil doen. Dan leef ons maar ons eie lewe en daarom sê ons, ag, los my uit asseblief. Los ons net uit as Jesus nader kom. Hoor wat sê Job daarvan. Is my daar nie min nie, laat hy ophou, my laat staan. Dis nou God. Laat God ophou en my laat staan. Dat ek 'n bietjie vrolik kan wees voordat ek heen gaan en nie terugkom nie na die land van duisternis en doodskade. Job is so moeg en hy sê, Here, los my net uit. Laat ek net 'n bietjie vrolik kan wees. Ek wil ook die lewe geniet. Ek wil ook soos die ander wees. Job het baie gehaat en hy het dit geniet, maar hy het dit nie verstaan op daai stadium hoekom hierdie dinge gebeur nie. En hy sê, laat hy ophou, laat hy my laat staan. Is dit nie die onderliggende gedagte van baie mense? Here, moenie te naby aan my kom nie. Ek wil my lewe geniet. Dis mos my lewe. Gaan praat met die mense daar buitekant as hulle sê, dis my lewe, los my uit. As jy hom wil na die Here toe lei. Dis my lewe. Hoekom doen jy so of so? Dis my lewe. Dis nie jou lewe nie. Dis 'n geleende geleentheid om op hierdie aarde te bestaan, om by die ware lewe uit te kom. 'n Mens op hierdie aarde wat Jesus nie ken, nie leef nog nie, hy bestaan net, of sy. So dit is so, ons sê ook soms in ons harte, laat my ophou, laat hy ophou, laat my laat staan asseblief. So, ons wil ons eie ding doen. Dan moet God iets doen, om ons tot ons deur te dring, om in hierdie hart van ons in te kom en te sê, wat wil hy met ons doen? Om deur te dring tot ons behoeftes, en tot ons tekortkominge, om by die werklike ek daar binne uit te kom. Dis wat hy wil doen. So vervolgens, hy doen altyd dit voor 'n besondere openbaring of ingryp in ons lewens. Wanneer Jesus ons in 'n saak indwing, dan moet ons weet, hier kom iets groots. Hier kom 'n groot ding. Dit mag soms 'n ongeluk wees. Jy word soms dalk beroof. En dan moet jy weet, ek moet nou kies, hoe wil ek hierdie ding benader? Gaan ek dit positief benader of negatief benader? Gaan ek kwaad word daaroor of gaan ek begin bid daaroor? Dis wat die snylyn maak. Ons ingesteldheid. Ek sê altyd vir jy, daar's twee dinge waar die lewe bestaan. Wie kan vir my sê, wat is dit? Julle weet dit goed. Wat is dit? Die lewe bestaan uit twee dinge. Jou gesindheid en verhoudings. Dis waaruit die lewe bestaan. Nou in ons gesindhede kom God nie maklik reg met ons nie. Want ons wil wees wie ek wil wees. Maar as 'n mens die pad van heiligmaking begin loop, dan begin jou gesindheid verander, teenoor God in die eerste plek, teenoor mense, teenoor jouself, teen die lewe. En dit is wat Jesus wil bereik met hierdie klomp in die skip. Hy doen dinge om iets diepers vir ons te leer, om te sê, man, jy's nie net hier, jy's nie net hierdie mens wat hier rondloop, soos wat almal sien en wat jy almal sien nie, daar's iets in jou, wat ek in belang stel. Psalm 45 vers 12 sê, en as die koning jou skoonheid begeer, want hy is jou Heer, buig jou dan voor hom neer. En ons is daar iets. Salomo sê in Prediker, hy die ewigheid, hy die eeu, sê hy daar in ons gelê. Ons word gebore met die ewigheid in ons. En ons moet dit net begin verstaan, sodat ons kan begin aandag gee aan die ewigheid wat is en die ewigheid wat kom. So, Jesus moet ons in situasies indwing wat ons nie kan verstaan nie, want as ons dinge verstaan, gaan ons begin redeneer. Gaan ons begin sê, Here man, dit is dat en dit en dat, en ek sien dit so, en ons sien dit so, en ons beleef dit so, en my kerk sê so, en daai kerk sê so, en die sê dat. Nee, hy moet ons in situasies indwing wat ons nie kan verstaan nie. Dis altyd so, as God met jou iets wil doen, begin hy met iets wat jy nog nie weet nie, met iets wat jy nog nie verstaan nie. En dis hoekom dit so werk. Ja, dit laat ons kwesbaar en maak ons harte oop, sodat hy dieper daarin kan werk.
Wanneer Jesus praat, praat hy met een doel om hierin te spreek. Om in jou hart te spreek, sodat jy kan verstaan wat die lewe is en so maar. In Lukas 24 berisp hy hulle en sê, o, onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Hy verduidelik vir hulle dinge, maar hulle dink anders. Hulle kyk na hom, soos die hele volk. Hulle sê, ons verwag 'n ruiter op 'n wit perd, maar hier praat u goed wat ons nie nou wil hê nie, wat u moet sê nie. En so is dit. En hy sê vir hulle, onverstandiges. Hier is nie verstand nie. Harte hier binne is traag om te glo. So, dis hoekom Jesus op 'n dieper manier met ons wil werk. So, hy moet beheer neem voordat ons sal verstaan wat hy doen. En dis wat om Jesus, hy dwing hulle in, hy het beheer. Hy sê, julle gaan op hierdie see vaar, en hy het 'n storm bespreek, en hy sê, klim in, julle gaan nou see toe, ek gaan aan die ander kant toe. Hy neem beheer, en hy sal vir hulle later laat verstaan hoekom hy dit gedoen het, maar nie nou nie. So, vir ons is dit nie maklik nie. As Jesus met ons begin werk op hierdie vlak, is dit nie maklik nie. Dit kan seer wees, maar ons moet dit verstaan en aanvaar. Wie verstaan werklik wat Jakobus vir ons sê? Dis iets wat ons nie in die lewe kan lekker verstaan nie. Hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Omdat julle weet dat die beproefdheid van jou geloof lydsaamheid bewerk. God wil hier by ons gees en ons harte uitkom, lydsaamheid, die vrugte van die gees wil in ons werk. En hy sê, nou gaan julle versoek word. Julle gaan beproef word. Ek weet nie hoe nie, maar elkeen sin verskil van mekaar. Jy gaan beproef word. Hoekom? Sodat jy lydsaamheid, met ander woorde kalm, rustige, insiggewende gees kan ontwikkel, waar God met jou kan werk. Dis die Heilige Gees se werk. Lydsaamheid is een van die mooiste eienskappe van 'n kind van God. Jy's nederig, jy's geduldig en jy's lankmoedig. Dis alles in lydsaamheid. So, mens raak nie gou opgewonde nie. Petrus sê verder, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Jy word beproef, jy kry swaar, jy kry seer. Hy sê, dis nie iets vreemds wat oor julle kom nie, maar na mate julle gemeenskap en die lyding van Christus moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Dis die boodskap wat God vir ons wil gee. Moenie rondhardloop en fout soek of jouself veroordeel as dinge nie loop volgens jou wil nie. Moenie die duiwel veroordeel nie. Word stil voor God, want hy is besig om jou lydsaamheid te wil leer, om te verstaan. Dis hy wat met jou besig is. 'n kind van God is in die hande van die Here. Jy is in die hande van die Here. Moenie jouself oorneem nie. Moenie jouself vat nie. Ons is so geneig om te sê, ek is ek. Goed, dan stuur hy ons die onbekende in. As hy iets met ons wil bereik, klim in die bootjie, gaan. Hy stuur ons die onbekende in, sodat ons nie weet waar ons gaan nie, want dis nie ons probleem nie. Soos Abraham, sal hy nooit vir jou sê waar jy gaan kom nie. Hy het nie vir Abraham gesê, ek gaan vir jou daar na Mesopotamië toe vat nie. Hy sê in Hebreërs 11 vers 8, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Verlede Sondag het ons hieroor gepreek. Sonder om te weet, sonder om te sien, sonder om te verwag. Daai 3 dinge in Hebreërs 11. Sonder, Moses het gekyk soos een wat die onsienlike sien. Sonder om die vrees van die koning te beleef. Die grootste man op aarde. Hy gaan onder hom uit en hy sê, ek gaan die onsienlike in. Ek gaan nie jou vrees nie. So God wil hê dat ons gehoorsaam gaan waar hy ons stuur, of waar hy ons neem, of waar hy ons dwing om te gaan. Jesaja 42 sê,
ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie. Hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelagtige plekke gelyktes. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalaat nie. Sien jy hoe God met ons werk? Hy is so vol liefde, hy is so vol geduld met ons en genade. Hy sal blindes lei op die weg wat hulle nie ken nie. Toe Petrus oud word en Jesus weggaan, toe sê hy, hulle gaan jou lei waar jy nie wil wees nie. Jy gaan nie loop waar jy wil nie, hulle gaan vir jou lei waar jy moet gaan, want hy het mense opdrag gegee om Petrus kruis toe te lei. Verder stuur hy 'n geweldige storm in ons lewe. Hy stuur die disippels in 'n storm in. Toe hulle daar in die skykie inklim, toe is dit kalm, maar toe hulle in die middel van die see kom, toe begin die wind opkom, en die wind waai, en die skip gaan heen en weer, en hulle voel hulle gaan omval, en hy stuur hulle 'n storm tegemoet. Nes Jonas, die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Die storie van Jonas sou geëindig het net daar in die skip as daar nie 'n storm gekom het nie. Daai wonderlike verhaal sou ons nie gehad het nie. Maar God bestel 'n storm om sy doel te bereik en om daai pragtige boek in die Bybel te kry en vir ons iets te leer. Dit is hoe God werk. En as jy uit die storm kom, hoor jy sy stem duideliker as ooit tevore. Dis die geheim en die geluk van hierdie hele saak. As jy deur die beproewing gegaan het, as jy deur die versoekings gekom het, as jy deur die stryd en die storms gekom het, dan kom daar 'n stem na jou toe. En hy sê, moenie rondkyk nie. Ek is met jou. Ek is met jou. Die beloning wat hy bring saam met die uitkoms is groot. Want altyd na oorwinning, dan beloon God jou. Soms op maniere wat ons dit nie as agterkom nie. Hy kan vir jou net hy kan jou lewe verleng as hy wil. Hy kan vir jou goed gee wat jy nooit kon bekostig nie. Hy kan jou beskerm in ongelukke wat daar sou plaasvind, wat jy nie weet nie. Want nou is jy baie nader aan God. Jesaja 54 sê, jy elendige, deur storm gejaagde, ongetrooste, kyk ek lê jou stene in suurklei, ek grondves jou in safiere. As jy die toets deurstaan het, as jy die proef deurgegaan het, as jy die storm deurgegaan het, en as Jesus sy doel met jou bereik het, dan sê hy, jy was 'n stormgejaagde, elendige, ongetrooste, ek lê jou stene in suurklei. Met ander woorde, hy maak jou permanent sy eiendom, permanent in sy lewe. Wil jy daar wees? Of wil jy jou eie lewe leef? Wil jy daar wees waar hy jou stuur? Of wil jy teen die prikkel skop, soos Paulus? Jesus sê vir hom op pad na Damaskus toe, dit is vir jou hard om teen die prikkels te skop, né? En, nou ja, Jesus was lang al besig met hom, maar Paulus was hardkoppig op hy stadium, maar toe kom Jesus sê, jy skop teen die prikkels, nou moet ek jou iets leer en jy maak hom blind. Goed, die proses was nie nutteloos, waar hulle in die skipie oor die stormsee gegaan het nie. Jesus is altyd in beheer van die storms, soos met 'n ander geleentheid ook. Hulle was weer in 'n skip gewees, net vorentoe. En Matteus 8 sê, en toe hy in die skei klim, het sy disippels hom gevolg, en daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Hy het dit Petrus ook nog gesê. Toe staan hy op en bestraf die winde van die see, en daar het 'n groot stilte gekom. Weereens 'n storm, en weereens wil Jesus iets aan hulle bewys. Julle geloof is nie sterk genoeg om hierdie storm te hanteer nie. Daarom moet ek weer intree. En as ons geloof nie sterk genoeg is om te hanteer nie, dan kom hy en hy tree in. En hy help ons. Soos toe Petrus loop op die water en hy sink. Dis deel van die storm wat hy moes ervaar. En Jesus kom en hy trek hom uit. Ongeloof
trek ons altyd vas in hulpeloosheid. Ongeloof trek ons vas in hulpeloosheid. En dan draai ons om. En ons begin rebelleer, want ons is ons rebelle. Dan verskyn Jesus om self leiding te neem in die krisis. Hy kom terug met 'n wonderwerk. En hy self deel van daai wonderwerk. Jesus wil aan ons almal wonders doen. En hy sal altyd naby wees as hy dit doen. Baie mense soek wonderwerke hier in die lug uit en kom daar in die veld. Jesus moet naby jou wees as hy wonderwerk aan jou wil doen. Hy moet by jou wees. En natuurlik in jou. En hy gee dit vir Petrus om te besluit. Daar kom iemand aan. En ons kan nie mooi sien wie sy nie. En hy sê, hy gee dit aan Petrus oor. Hulle begin skreeu. Hier kom 'n spook. En Jesus kom aan. En die enigste man wat die durf gehad het om iets te vra, is Petrus. Hy sê, Here, is dit u? Petrus was die enigste een wat hom beroep het op Jesus se gesag. Die een wat op die water kon loop. Nou ja, Matteus 14 sê, en Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water te kom. Hy sê nie spook, gaan weg nie. Hy sê nie, is jy 'n spook of wie is jy nie? Hy sê, Here, as dit u is. Met ander woorde, Petrus se hart is vol van die Here. En nou hoop hy, dis die Here wat hier aankom. En hy sê, as dit u is, praat met my, sê vir my om op die water te loop. Ons moet nie spooke sien nie. Sien te veel spooke in die lewe. Met ander woorde, hy sê vir Jesus, lei my in die dimensie waar u in is. Wat is dit? Jesus kon op water loop. En Petrus wil dit ook doen. Hy wil in daai dimensie kom waar Jesus is. En hy sê, Here, kom, beveel my, laat ek na u toe kom. Wat doen die ander mense? Hulle sien net spooke. Hulle sien net spooke. Hy sê, en toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Kan jy dink dat 11 disippels op daai stadium in 'n skipie, wat al 2 of 3 jaar, ek weet nie hoe lank saam met Jesus wandel, 'n spook sien kom en skreeu van vrees. Terwyl hulle aanhoudend gesê het, moenie vrees nie. Moenie vrees vir hom wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie doodmaak nie, sê Matteus 10. Maar vrees God wat liggaam sowel as siel kan verdorwe in die hel. Godsvrees is iets heel anders as om hier 'n spook te sien en te skreeu van die vrees. Daar is soveel mense op hierdie aarde wat so lewe. Hulle is bang vir dinge wat hulle sien. En dan word hulle visie verdof en verblind, want hulle vrees verblind hulle vir wat of wie kom nou werklik hier aan. Net Petrus kyk en hy sê, Here, is dit u? Roep my dan, dat ek kan kom. 11 ander sit in gil van die vrees. Disippels van die Here, wat skreeu van vrees vir 'n spook. Nou ja, ek dink, is baie, miskien wat jy sit en daar buite wat jy aan luister, wat ook bang is vir spooke. Baie mense is bang vir die donker en al die goeters, maar dit daar gelaat. Ek glo nie Petrus het geskreeu saam met hulle nie. Ek is oortuig daarvan, hy het dalk nie eens geskreeu nie, want hy het gekyk, hy het geontleed, hy het gekyk wat gaan hier aan. En toe skreeu hy nie saam nie. Satan verblind mense vir Jesus se betrokkenheid in hulle lewe, dis die punt. Satan verblind die mense en hy sit 'n gedagte in hulle harte, hier kom 'n spook, skreeu, want julle moet in my dimensie inkom waar vrees oorheers. By God heers liefde en oorheers liefde. By die bose oorheers vrees die mens. So ons moet kies. Petrus, glo ek, het nie gevrees nie. Dit was 'n vreeslose mens, want hy het geleer om nie bang te wees vir allerlei goeters nie. En Satan verblind mense vir Jesus se betrokkenheid in hulle lewe. Onthou dit. Jesus kan op 'n manier in jou lewe betrokke wees wat jy nie verstaan nie. En dan kom die demone en die bose geeste en die mense en sê, dis die duiwel, dis die duiwel. Kyk verby na wie is dit werklik wat in my lewe betrokke is. Ondersoek die woord van God, bid daaroor en vra vir God, Here, is u betrokke in my lewe of is daar ander magte betrokke?
2 Korintiërs 4 sê, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie so skyn nie. Kan jy sien wat doen die vyand? En soms is jou eie vyand as jy in vrees leef. Vrees maak van jouself jou eie vyand. En vrees is 'n keuse. Jy kies of hierdie tipe vrees, of jy kies vrees van God in jou lewe. En dit kos iets om die vrees van die Here te verstaan en te ken. Ek het 'n bundel oor vrees saamgestel wat jy moet kry en lees. Ek behandel al die soorte vrees daarin, sodat u kan verstaan wat gaan aan in die lewe. Goed. Die stormstoets is 'n toets vir ware disippels. Storms is toetse vir ware disippels. Die mens daar buite se storms is nie storms nie, dis aanslag van die vyand. Dis soms hulle eie oorsaak dat hulle in moeilikheid beland. Maar wanneer dit by God se kinders kom, is die storms 'n toets vir ons as disippels. Soos die arend wat meesters is van die storms, so wil God jou en my maak. Meesters van die storms. En Petrus was die enigste een wat daar gekom het daai dag. Arende vlug nie vir storms nie. Arende sien nie spooke in die storms nie. Hulle gebruik juist die storm as hulp om hoër op te gaan vir 'n beter visie. Petrus, dit is jammer dat hy gesink het daar, maar hy was ook net 'n mens. Maar Petrus was die enigste een wat die storm gebruik het om in 'n dieper verhouding met Jesus te kom, om op 'n hoër vlak van bestaan te kom geestelik. En hy begin op die water loop. Die Bybel sê nie vir ons hy het 2 tree geloop nie. Mense dink maar hy het net geloop toe sink hy. Petrus kon tot daar by die muur agter op die see geloop het. Ek dink dit is ook so. Dat hy 'n hele eentjie geloop het, want Jesus was nog nie hier by die skipie nie. Toe kom hy nader saam met hom. En hy kry beter visie. En dan is hulle ook veilig daar bo die arende. Wanneer jy deur die storms gaan, en wanneer die storms reg benader, dan styg jy uit bo die storms en jy kyk van bo af. Dominee W.P. Grobler het 'n dingetjie teen sy muur gehad van ouds. Always looking down. Dis al wat daar staan. Always looking down. Dis 'n arend. Jy moet 'n geestelike arend word. Altyd afkyk uit die perspektief van die woord van God en die leiding van die gees van God. En as jy 'n super gebedslewe het daaruit ook, nou wat gaan nou hier aan? Wat gaan hier onder aan? Petrus kon nie langer eens kyk bly toe hy die ander dimensie sien, en sien hier loop 'n menslike wese op hierdie stadium met 'n liggaam soos ek op die see. Ek gaan dit ook doen, want as Jesus my God is, gaan hy my daartoe help. John Ortberg sê, if you want to walk on the water, you must get out of the boat. Ek het 'n preek daaroor gehad. As jy op die water wil loop, klim uit die boot uit, soos Petrus. Nie as dit 'n skreeu van vrees, hier's 'n spook nie. Klim uit en begin wandel op die water. Goed, vrees, ongeloof en gemak is die magte wat ons bind en spooke vir ons opjaag. Dit hou ons vas, dat ons nie kan sien soos Petrus gesien het nie. Dat ons nie kan sien soos Moses, wat die onsienlike gesien het nie, en aangehou het daarmee totdat hy daarop is. Die uiteinde is die saai en kalm vrugtelose leefruimte waarna ons bestaan. Ons skep dit vir onsself, omdat ons nie die woord van God reg bestudeer of genoeg bestudeer en opneem in ons harte en toepas in ons lewens nie, dan gebeur sulke dinge. So, dis ook die einde van jou getuienis. Daai 11 disippels het nie 'n getuienis gehad nie. Net Petrus het 'n getuienis kon nalat. Ek het op die water geloop saam met my meester, of na my meester toe. Al is dit 10 tree, al is dit 15 of 20 tree. Sy getuienis is in die woord van God vasgelê tot vandag toe. Is dit nie wonderlik om dit te bestudeer nie? Net Petrus kon sien dis Jesus. Ja, sy getuienis is vir ewig in die Bybel. Net soos daai vrou met die nardessalf.
Jesus sê vir haar, oral waar gepreek word van my sal van jou gepraat word. Jy het 'n getuienis wat nie gedood kan word nie, want jy het iets gedoen wat ander nie verstaan het nie. Selfs die disciples het nie juist verstaan wat daar aangaan nie. Toe salf sy Jesus se voete met die oog op sy begrafnis. Daai getuienis staan vas. Die vraag is, het jy 'n getuienis wat jy gaan nalat in hierdie lewe? Van daai 11 disciples bly net die spookstorie oor. 11 van hulle laat 'n spookstorie na. 1 laat 'n getuienis na. Hoe trots moes Petrus nie gewees het nie. So wat laat ons in die lewe na verander om te lees in ons lewensverhaal? Wat laat ons na? 1 Petrus sê, want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle sy voetstappe kan navolg. Jesus sy hele woord is sy getuienis. Petrus het 'n getuienis. Die dame Maria het 'n getuienis. Hy sê ons moet hulle voetstappe navolg, sy voetstappe. Ons moet soos Jesus word. Dat mense kan sien, hier's 'n kind van God. Hy's anders as die ander. Hebreërs 6 sê, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot volkomme sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Daar's vir ons dinge in die Bybel geskrywe wat ons moet op let. In jou lewe is daar dinge en waar daar dinge geskrywe waarop ander let. Jou kinders let op jou lewe. Jou werksgenote let op jou lewe. Jou mede gelowiges in die gemeente let op jou lewe. En ons is erfgename van dieselfde belofte, maar ons beïnvloed mekaar soms baie verkeerd en baie skuldig. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou lewe? Soos die van die 11 of soos die van Petrus? Dit is die woord van die Here wat ons vanmôre moet hoor. Laat ek 'n getuienis na. Is ek gewillig om op die water te loop as Jesus vir my sê, kom? Daar's 'n baie groot boodskap daarin. As Jesus vir jou sê, kom, dan moet jy gaan. As Jesus vir jou sê, gaan, moet jy gaan, al weet jy nie waarheen nie. As Jesus jou in 'n saak indwing, moet jy nie omdraai en begin rebelleer nie. Doen wat hy sê. Mag die Here ons genade gee, mag die Here ons toerus vir ons lewe vorentoe. Amen. Heilige Vader, hoe dank ons U vanmôre vir die heerlike voorreg om te weet, U is met elkeen van ons besig. Waarom het U hierdie boodskap gestuur? So met ons te praat, met mense daar buite wat hierna luister. Kyk, dankie Here, dat U met ons besig is, met elkeen van ons. As U ons indwing in 'n rigting waar ons nie kan gaan en dink dit is goed nie, leer ons deur die Gees en deur die woord asseblief om eers stil te word en te ondersoek. Is dit nie dalk die Here nie? Ons bid vir die seën van die gemeente in die week wat voorlê. Hulle wat nie vanmôre hier is nie, seën vir hulle ook waar hulle is. En elkeen wat hier is, seën ons asseblief op ons weë, bewaar ons op ons weë en bring ons weer veilig saam wanneer ons verder na die woorde van die Here moet luister. Amen.